Ek groet julle almal in die mooiste naam van ons Here Jesus Christus. Kan julle glo die jaar is verby? Ek lees iemand se kommentaar en hulle skryf, die jaar het so vinnig verby gegaan, hulle het nog nie eens tyd gehad om gewig te verloor nie. Jo, ek hoop julle het 'n goeie tyd sover met julle familie en vriende, lekker rustyd. Hoop julle het 'n geseënde Kersfees gehad. Christusfees. Gun my die geleentheid om met julle woord te deel. Dit is gebruiklik vir ons vanuit Christmas Fellowship om elke jaar vars visie te hê, die Here te vertrou vir visie en woord vir die nuwe jaar, en hier dan nou die visie wat ons van die Here ontvang het vir die jaar 2026. Terwyl ek sommer net inleidend gaan praat, wil ek graag jy moet gaan jou Bybel gaan haal en 'n notaboek, want dit is belangrik dat jy inkoop in hierdie visie, dat jy saam met my na hierdie woord sal kyk en sal verstaan wat die Gees van die Here wil sê. Die gedeelte wat ek gaan lees is uit die boek Haggai 1. En as ek sommer kan sommer 'n bietjie agtergrondkennis vir julle kan skep, is dit speel af so 520 jaar voor Christus. Babylonia het Jerusalem in gevange geneem en groot verwoesting gesaai. Babylonia het Jerusalem geplunder en toe kom Jerusalem onder Persiese beheer en hulle kon teruggaan na hulle land en hulle kon herbou. Maar hulle was totaal en al verslaaf, want die vyand het soveel verwoesting gesaai en hulle was so neerslagtig. En die Here gebruik die profeet Haggai om vir hulle woord te gee vir daardie tyd. So ek hoop jy het jou Bybel nou reg. Gun my 'n geleentheid om gou te bid en dan val ons in die woord. Here Jesus, dankie vir u woord. Dankie dat u so getrou is om visie te gee. Here, u is 'n God van visie. Dankie vir woord, rema woord in seisoen, Here Jesus. Here, help nou dat ons sal hoor wat die Gees van die Here wil sê en dat ons dit ter harte sal neem en gehoorsaam sal wees in Jesus naam. Amen. Ek lees graag met jou hierdie gedeelte en dan wil ek graag met jou deel dit wat ek voel die Gees van die Here lê op my hart. En ons het so bevestiging gekry, ek en Christo, vir hierdie woord. En soos ons die Here vertrou, het hy dit bevestig oor en oor en oor. So ek lees die opskrif in my NIV Bybel sê, NIV sê, a call to build the house of the Lord. Hy sê 'n oproep om te bou. En daar het jy die tema sommer klaar. Hierdie jaar gaan 'n jaar wees van bou. Hoor wat sê die woord. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Ek lees van vers 7 en van vers 8 lees verder, dit gaan so, dit sê, Then Zerubbabel son of Shalel and Joshua son of Zozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God. En dan, because the Lord their God had sent them, and the people feared the Lord. Dan in vers 13 en 14 aan gee God die belofte deur die profeet en dit sê, I am with you, declares the Lord. So the Lord stirred up the spirit of the whole remnant. They came together and began the work, and they began to build. So, dit is so 'n goddelike stukkie woord, en met die eerste oogopslag besef mens nie eintlik wat hier staan nie, maar hierdie gedeelte is so gelaai met profetiese betekenis. En laat my toe om bietjie met julle 'n paar gedagtes te deel. Hy begin so en hy sê, give careful thought to your ways. En dit laat my dadelik dink aan Paulus wat vir Timoteus leer in 1 Timoteus 4 vers 6. En hy sê vir Timoteus, let op jouself. Die Engelse vertaling lees so, hy sê, watch your life and your doctrine closely. Persevere in them,
Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Hier spreek die profeet die volk aan en hy sê, give careful thought to your ways. Dit is 'n jaar waar ons moet let op wat ons doen. Ons moet let, ons moet noukeurig let, ons moet let op onsself, soos Paulus vir Timoteus skryf, en dan gaan hy verder en hy sê, go up into the mountains and bring timber, bring hout, and build my house, so that I may take pleasure in it, and be honored, says the Lord. En daar's 'n groot premie dat dit waarmee ons onsself besig hou, moet tot eer en verheerliking van God wees. Julle ken die gedeelte in Kolossense 3 vers 23 tot 24 wat sê alles wat ons doen, of ons nou eet of drink, ons moet alles doen tot eer en verheerliking van ons God. Maar dit wat my so opgeval het en wat my so diep getref het is, hy sê, go up to the mountains and find timber. Nou julle weet die profetiese betekenis van 'n berg. Of wanneer daar 'n oproep is om na die berg toe te gaan. Die berg beteken 'n geestelike ontmoetingsplek, 'n divine meeting place. Julle weet Jesus Christus het vir ons die voorbeeld gestel. Hy het keer op die berg gaan bid en selfs Moses en hierdie geestelike leiers, hulle het graag gebid op die berg en vandag is ons berg ons ontmoetingsplek, ons binnekamer. Maar ek kan glo hulle het geniet om op die berg te gaan bid, want as ek op 'n berg is, dan voel ek so God se teenwoordigheid so in die natuur. Maar die berg spreek van ontmoetingsplek, stilte tydplek. En die Here sê alles wat ons nodig het om hierdie jaar te bou, is daar in ons binnekamer. God wil ons toerus met alles wat ons nodig het om hierdie jaar 'n groot sukses te maak, om te bou in sy koninkryk, om sy tempel te bou, tot eer en verheerliking van sy naam, sodat hy die eer en die verheerliking kan kry. Dit is daar in ons binnekamer, dit is daar op ons knieë, waar ons wil toerus en bekragtig en bemagtig, as ons hierdie jaar wil aanpak uit ons eie krag, of deur ons eie krag, gaan ons nie suksesvol wees nie. God beloof, as ons hom gehoorsaam, die seëning, hy sê, al die beloftes is ja en amen vir die wat in Christus is. So dis waarvan ons uit gaan bou, vanuit ons binnekamer, vanuit ons knieë, waar God ons gaan toerus, met alles wat ons nodig het om vir hierdie jare sukses te maak. Dit laat my dink nogal aan die gedeelte, die skrifgedeelte in Psalm 127, waar God sê, as die God nie die huis bou nie, dan bou ons te vergeefs. Ons kan nie uit ons eie mag, of uit ons eie krag bou nie, God moet bou, en dit is hoekom het belangrik dit is om vanuit die binnekamer te bou. Dit laat my dink aan 'n gedeelte in Openbaring 3 vers 18, waar God ons nooi, hy sê, I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire, then you will be rich. Also buy white garments from me, so you will not be ashamed by your nakedness, and come buy salve to put on your eyes so you can see. Alles wat ons nodig het, moet ons kry op die berg, alles wat ons nodig het om hierdie jare sukses te maak. Dat my ook dink aan Openbaring 22 vers 17, waar Jesus sê ons moet lewende water by hom kry, ons kan dit verniet by hom kry. Dis waar ons verkwikking gaan kry vir ons siele, waar ons krag gaan trek vir hierdie jaar, is daar in ons ontmoetingsplek, daar in ons binnekamer. En Jesus is so die voorbeeld. Ek het onlangs gedeel met die gemeente, in Lukas 21 vers 37 kan jy sien, hy het elke dag na hy bedien het hy op die berg gaan bid. En verder lees ons in Lukas 22 vers 39, hoor wat sê die woord, hy sê, he went as was his habit to the Mount of Olives to pray. Jesus het nie net gaan bid as dit moeilik geraak het nie, hy het gaan bid vanuit gewoonte. En ek moedig julle aan om hierdie jaar nuwe gewoontes te bou, om gereeld elke dag in God se teenwoordigheid te kom, want ek voel die Gees van die Here sê, dit is vanuit die binnekamer. Hierdie bou is nie deur ons eie krag of mag nie, maar deur die Gees, so spreek die Here.
dit is vanuit die binnekamer, en 'n goeie beginplek is om te bou aan ons binnekamerverhouding met ons Here Jesus Christus. Hoor wat sê Kolossense 2 vers 7, luister hierso, dit sê, let your roots grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong, and you will overflow with thankfulness. Hy sê, ons moet onsself opbou in hom. Onthou hierdie jaar se tema is bou aan sy tempel, bou aan sy koninkryk, maar ons moet onsself opbou in hom. Hy sê, let your lives be built on him, en ek glo, as die winde kom, dan gaan ons sterk staan, want ons lewens is gebou op hom, op die sterke fondasie, op die rots. Maar hierdie gedeelte gaan op 'n oproep om die gemeente te bou, om die tempel te bou, om te bou aan God se koninkryk. Die volk hierso was so verslae, hulle het maar almal net gefokus op hulle eie families, en hierso moedig die profeet Haggai hulle aan, en hy praat namens God, en hy sê, bou die tempel van die Here, en hierdie is die jaar waar ons opnuut moet werksaam wees in God se koninkryk. Dit is so kosbaar van Jesus Christus, wat vir ons telke male die voorbeeld stel. In Johannes 4 vers 34 sê hy vir sy disippels, hy eet nie soos gewone mense eet nie. Sy kos is om die wil van die Vader te doen. Hoor wat sê hy? Hy sê, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Hy was gevoed daardeur om in God se wil te wees, en God se wil te doen, en in gehoorsaamheid van God op te tree. En ek wil vir jou sê, dit gaan ook tot verkwikking van jou siel wees, as jy God se wil doen, en God se wil wandel, en werksaam gaan wees in sy koninkryk, 'n medewerker gaan wees in sy koninkryk, en God sal ons versterk, as ons bou in sy koninkryk, onder die leiding van sy Heilige Gees. Ook in jou bediening, ek glo die Here gaan bediening in jou werk, in jou geeswerk, waar jy moet diensbaar wees in sy koninkryk, in jou bediening, wil ek vir jou sê, bou soos nog nooit van tevore nie, kry visie van die Here, en bou aan sy koninkryk. Maar julle weet, die woord van God leer ons ook in 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 20, dat ons liggame is die tempel van die Heilige Gees. En ek glo ook deur sy Gees wil hy, ons moet bou aan hierdie tempels, bou aan ons liggame, want ons kan nie doeltreffend en effektief in sy koninkryk wees, as ons ongesteld is en ongesond is nie. Dis ook 'n jaar waar ons gaan moet bou aan hierdie tempel. Hy sê, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Hy sê, hierdie liggame behoort nie aan jouself nie. Ons moet ook bou, ons moet ook dink, want dit is ook 'n tempel waarin ons moet bou. Ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons huisves die Heilige Gees. Ons gedagtes moet ook opbouend wees. Gaan lees Filippense 4 vers 8. Hy leer ons so mooi, wat is dit wat ons aan moet dink? As ons agterkom, ons gedagtes is nou negatief, en is nie opbouend nie, want ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid van God. Weet julle wat? Ek voel in my gees dat die Here besig is om dinge in jou op te wek waar jy moet begin bou. Hy moedig ons ook aan om mekaar op te bou. Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 25. Hy sê, you should not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but encourage one another and build each other up, and all the more as you see the day approaching, the day of his return. 1 Thessalonicense 5 vers 11 sê ook, encourage one another and build each other up. Ons moet nie net aan sy koninkryk bou nie, ons moet nie net bou aan 'n gesonde gewoontes in hierdie liggaam nie, maar ons moet ook mekaar opbou. Dit is so 'n woord van die Here. Ons moet mekaar opbou, ons moet mekaar aanmoedig, ons moet mekaar bemoedig. Die woord leer ons ook om onsself op te bou. Kan jy dit glo? En dit is nie hier om onsself op te blaas en om onsself te verhoog nie. In Judas 1 vers 20 tot 21, hoor hierdie skrif, hy sê, but you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith.
bou jouself op deur jou geloof, bou jouself op. En dan sê hy hoe mens dit moet doen, by praying in the Holy Spirit, deur om in die Gees te bid. Keep yourself in God's love as you wait for His mercy. As you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Hy sê, bou jouself op deur in die Gees te bid. Dawid het in 1 Samuel 30 vers 6 gesê, hy het homself versterk in die Here sy God. Ons moet onsself opbou in ons geloof. Doen moeite om jouself op te bou in die woord, om jouself in hom te bou en om jouself in hom te vind. Ons moet ook bou in ons verhouding met Jesus Christus. Ek het gesê in ons binnekamer verhouding. Maar weet julle, Johannes, ek het net iets besef van Johannes. Jy weet, Johannes 13 vers 23 tot 25, ag die hele Johannes het homself gesien as die disipel wat God lief het. Johannes het so 'n liefdesverhouding met Jesus gehad. En Johannes, die woord sê ook, Johannes het sy kop self op Jesus se bors gesit en hy wou altyd net weet waar Jesus is. Selfs toe Jesus aan die kruis hang, het die disipels Jesus verlaat, maar Johannes het gebly. Hy was in so 'n liefdesverhouding met Jesus. Maar weet julle, Jesus, of later lees ons in Openbaring 1, of Openbaring 4, Openbaring 4, waar hy genooi word. Johannes word genooi na die hemel, om 'n blik te kry oor wat in die hemel gaan. Hy sê, come up higher, and I will show you things to come. En hy het 'n uitnodiging tot in die koninkryk in, om te sien wat gaan gebeur in die toekoms, en God wys hom 'n visie van die wederkoms en van wat is daar om te kom. En Johannes skryf Openbaring, maar dit was vanuit daardie liefdesverhouding wat God vir hom hierdie openbaringe toegevoeg het. En ek wil vir jou sê, as jy hierdie jaar smag na groot ontmoeting en groot openbaringe van Jesus Christus is, werk aan jou liefdesverhouding met Jesus Christus. Hê 'n liefdesverhouding met die Here Jesus Christus. En hy gaan vir jou dinge wys wat gaan kom. Hy gaan jou opneem in hoë plekke, soos in Openbaring 4 vers 1. Maar ek wil ook vir jou sê, jy weet, woorde kan bou en woorde kan afbreek. Deur jou woorde hierdie jaar te gebruik, woorde wat totaal en al opbou. Efesiërs 4 vers 29 sê, speak only what is helpful for building others up. Ons moet let op ons woorde, soos wat die profeet Haggai gesê het, let op jouself, let op jou woorde, bou jou woorde op, bou jou gedagtes op. Ons moet nie medewerkers wees van dinge wat afbreek nie. Julle weet, Prediker leer vir ons, daar's 'n tyd om af te breek en daar's 'n tyd om te bou. En ek glo die jaar 2026 is 'n jaar van bou. Ons moet bou aan 'n verhouding met Here Jesus Christus. En ek lees verder na Haggai 1 vers 8, is so pragtig. En almal was gehoorsaam en hulle het God gevrees. Ek glo hierdie jaar gaan 'n jaar wees waar ons 'n groter ontzag en 'n vrees vir Here moet hê. Christo gaan graag met julle 'n kursus doen oor die vrees van die Here en ek wil graag hê julle moet dit bywoon. En dan Haggai 1 vers 13 tot 14 gee God hulle 'n belofte en hy sê, ek is met julle. Ek is met julle. Doen net wat ek sê. Wees net gehoorsaam. En dan sê hy verder in Haggai 1 vers 13, and the Lord stirred up the spirit of the whole remnant. God het die gees van die mense opgewek. Hulle was so verslaam, maar toe kom die gees en hy wek op gehoorsaamheid van die woord in hulle op om te wil bou, om te wil doen. En dit laat my dink aan Filippense 2 vers 13, waar God sê, for it is God working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. Dit is hy wat in ons werk om te wil doen. Ons het ook woord gekry vanaf Esra. Dit was sommer 'n bevestiging. En dit is dieselfde in Esra 1 vers 5. Sê dit ook, God moved the hearts of the people to build the temple. God het die harte beweeg. En toe ek dit lees, God moved the hearts of the people, toe dink ek by myself, yes Lord, you're a heart moving God, you can move hearts. Jy kan 'n neerslagtige hart verander in 'n hart wat kans het, in 'n hart wat vol moed is.
ek glo die Here wys jou deur sy gees waar jy moet opbou. Spreuke 14 vers 1 sê, the wise woman builds a house, but with her own hands the foolish one tears hers down. En ek glo ek is vir almal die wyse bou, maar die onwyse is die een wat gaan afbreek hierdie jaar. As jy gaan wys wees bou eerstens in jou binnekamer verhouding, want hy sê, go to the mountain and get timber, kry dit wat jy nodig het om hierdie jaar deur te gaan. En dan, in Haggai 2, wil ek afsluit, is dit so pragtig, maar en die profeet bespreek verder en sê, be strong, Joshua, son of Zozadak. Be strong, all ye people of the land, declares the Lord, and work and build, because I am with you. God gee belofte, hy sal met ons wees. So opsommend, hierdie is 'n jaar van bou. Ons moet bou aan God se koninkryk. Ons moet mekaar opbou. Ons moet bou aan gesonde gewoontes, gesonde gedagtes. Ons moet bou aan ons huwelike. Ons moet bou aan ons families. Bou daar by jou werk. Bou. Bou aan jou verhouding met Jesus Christus vanuit die binnekamer. En uit vrees vir die Here, uit ontzag tot eer en verheerliking van hom, en moenie vrees nie, wees sterk, want hy is met julle oral waar julle gaan. Kom ons tyd gou af met gebed. Here Jesus, ek bid dat u woord sal aanhou praat. Al sou ons sê amen, Here, dat u deur u gees, soos wat u gesê het, sal werk, Here, en sal wys waar elkeen medewerk sal moet wees, Here, waar elkeen moet bou, Here, hierdie is 'n jaar van bou. Here, help hulle, bekragtig hulle, bemagtig hulle. Here, en soos wat ons nie uit ons eie mag en krag bou nie, het ons die wonderwerke van u sal beleef. In Jesus naam, Here, ons eer u, ons gee aan u al die lof, eer en aanbidding. Mag hierdie bouprojek, Here, tot eer en verheerliking van u wees. In Jesus naam. Amen.